Goeiedag familie, welkom by die program Encounters. Ek is Desmond Berry en ons is hier op die Kruiskyk TV platform elke donderdag aand om 9 uur. En ek is weer vandag saam met Megan A. Fredericks, 'n nuwe boek wat uitgekom het en ons praat die afgelope tyd oor hierdie, ek noem dit 'n dinamiese boek, it's thought-provoking, dit is yes, like it man, julle moet hierdie boek kry. As jy nog hierdie boek gekry het, kry die boek. Jy sal, ons gaan weer gesels wanneer jy die boek het. Maar Megan, baie welkom weer by nog 'n episode van Encounter saam met jou. Dit was lekker geweest die afgelope tyd met jou te praat. Ek weet ons het opgehou by, ons het gepraat oor healing of liewer jou ontmoeting met Jesus. Ons het gepraat nou laas ook oor die kerk. En ek dink ons het al seker 'n paar baie boodskappe gekry van die kerk, maar ons gaan vandag praat oor warfare en ek wil ek noem oor warfare wat jy gesê het in jou boek. Jy noem dit, jy sê forgiveness isn't just a healing journey, it's a spiritual war. En ons wil graag 'n bietjie vandag hoor, hoekom sê jy so? En ek dink daar's mense wat dalk kan relate met wat jy sê. Ja, is vir my weer eens 'n voorreg om hier te wees. Ek voel nou al soos familie, asof ek op 'n donderdag hier moet wees. ek sê altyd, healing is a inside job. Okay. En dan sê ek ook, healing is nothing personal. Okay. En dan verwys ek eintlik, hoekom ek so sê, ek verwys eintlik na die skrif wat sê Efesiërs 6:12 wat sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is deur die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, is teen die bose geeste, soos ons so kan sê. Of die woord sê so. Ja. So dit is niks personal, even though ons betrokke is. Die vyand se doel as om ons te hou in die seer en om nooit geheel te word. Hy wil ons daai, want imagine as almal nou gesond en reg is, dan hy moes nou nie 'n job hê, wat gaan hy nou doen? Exactly. So ek verwys eintlik na dit uit daai oogpunt uit. Wanneer ek kom en ek maak die besluit, nou mo, ek wil nie meer lewe soos ek lewe in hierdie pyn nie, ek wil verander word. Dan raak die vyand kwaad. Sure. Hy raak kwaad en hy gaan nie stil sit en agteroor sit as hy nou weet, jy wil nou gou jou saak begin regmaak, jy wil nou begin skoonmaak. Hy gaan begin fight. Sure. En dis hoekom ek dink healing ook so 'n moeilike storie is, because hy gaan altyd try om jou te confuse, hy gaan altyd vir jou try om te oortuig dit is nie moontlik nie, hy gaan jou altyd remind aan goed is. Yes. Maar aan die ander kant, het God moes nou vir ons 'n mooi plan, hy moes nou ons lewe al voor ons gebore was, hy moes nou vir ons 'n plan uitgesit. So hy wil hê ons moet graag dit beleef, hy wil hê ons moet in sy volheid leef. Dis ons erfdeel. Dis ons erfdeel, dit is wie ons is, dit is ons identiteit. Ja. En nou tussen die twee, is daar moes nou 'n fight. Yes. Een wil ons reg hê en een wil ons daar vashou. Nou dit is waar die warfare inkom. En die warfare word dan eintlik deur jou, nie control, ek wil nie sê control, maar dit word deur jou bepaal. Okay. Because wil jy heal, of wil jy bly in die omstandighede waarin jy is, of wil jy uitkom? En as dit moeilik gaan jy terugdraai, gaan jy terughou, of gaan jy deurdruk en deur die fight werk om by God se volmaakte plan vir jou lewe uit te kom. En ek dink wat 'n mens kan help, Liesel, en ek wil net seker 'n hele paar uitsendings teruggaan waar ons gepraat het oor dat what you confront in the spirit today becomes freedom for your children tomorrow. Yes. En dit is actually wat 'n mens in gedagte moet hou, dat this is not a personal ook nie, maar dit is ook generational. So ek doen dit nie net vir my, maar ek doen dit vir my kinders. Nou my onmiddellike kinders in die huis. Want so baie kere word die seer van die ma of die pa word op die kinders, jy weet, outles, sal ek maar sê, dit word op die kinders gesit. Dit onwetend baie kere, want mama is seer, mama is getraumatized, papa is eintlik maar 'n gebroke seentjie in 'n groot liggaam, of 'n gebroke tiener, 'n gebroke jeugdige in 'n volwasse liggaam, en dit is baie keer wat gebeur, en nou
kom daai seer op my as kind. En as dit op my as kind gaan en ek word groot en ek kan nie met die ding hier deel nie en ek word nie genees nie, dan sit ek dit oor en so word dit 'n generational ding wat ons baie keer verwys as generational curse. En ek dink baie mense het natuurlik ook baie goed wat hulle sê oor generational curses en bla 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 bla, maar ons verstaan waarvan ons praat. Die ding word generational. Because there's also, if there's generational curses, there's also generational blessings. En die blessings kan deur ouerskap kom. Yes. Net soos wat vloeke deur ouerskap kan kom, vir generasies. En so, ek hou eintlik baie van die gedeelte wat jy praat in die boek van warfare, that forgiveness is nie net 'n healing journey, but a spiritual war. Want nou gaan dit meer as net die trauma wat ek deurgegaan het, maar dit gaan oor hoe die vyand 'n vaste plek gekry het in my lewe. En hoe hy my identity gekorrupt het. Jy weet, is amper soos 'n file op 'n computer, wat deur 'n virus korrupt het was. Ek dink dis wat gebeur met ons. Ons siening van die lewe, ek kyk uit die corrupted identity. Ek lewe uit dit. My hele toenadering tot die lewe, my engagement met mense kom uit die plek uit. Maar dit is 'n warfare. Iets wat jy noem, Megan, dat is so baie goed wat jy genoem het, en elke keer dan kan ek net teruggaan, maar soos ek gesê het, pain that is never addressed often grows with us, maar dat is iets wat jy nog by noem, jy sê dat by the time we reach adulthood, it no longer feels like pain, it feels like personality. So dan word het amper soos, nee, dis maar nou ek en mense moet my aanvaar. Die type ding. Het jy al by die punt gekom? Ja, ek het geglo, dat is maar, baie mense sê, as maar nog gemaak en laat staan, dat is hoe ons mense dit ken, maar dit is 'n leuen. Die vyand probeer al in jou kinderjare om jou te beroof van jou identiteit, van as hy jou daar kan kry om jou te glo, om jou te laat glo, jy is nie, jy's 'n sekere tipe mens, jy is maar gemaak vir pyn, jy is maar gemaak vir, dit het maar nou met jou gebeur, so jy is maar nou so 'n tipe mens, so as hy jou in die stand die hele tyd kan hou, dan gaan jy jou kinders begin so benader, jy gaan begin die selfde mentaliteit begin oorplaas op hulle, hulle gaan groot raak in 'n huis waar hulle ook glo, maar dit is maar hoe dit moet wees, en so gaan dit aan, en wanneer die ander kant van dit ook as, wanneer jy nie innerlik healing kry nie, kan dit ook letterlik ander siekte, kroniese siektes veroorsaak, en kroniese siektes in baie gevalle is ook oordraagbaar na volgende generasie toe. So dit travel deur die bloedlyn. Dit is 'n rede hoekom dit belangrik is dat ons as persoon moet heal. Dit moet genees. En soos ek in 'n vorige program gesê het, dat partykeer is dit maklik om het weg te steek of om onder die mat te vee of net aan te beweeg en net nie te face jy sien dalk nou nie die persoon meer wat pyn veroorsaak in jou lewe nie. So is maar nou okay om aan te gaan en dit is nie okay nie. Want die binne is gevoelens en binne is 'n persoonlikheid wat hy aangekweek het wat jy dink is reg en moet so wees wat hy oordra vir 'n volgende persoon. En ek dink regtig waar die vyand sal alles probeer om ons net daar te hou in die belief dat dit so moet wees. En ek wil graag hê, nie nou nie, maar net voor ons gaan klaarmaak, ek wil graag ons moet bid, wanneer ons by die afsluit kom van vandag. Maar ek wil net hierdie ding vir jou vra, Megan, want ons praat oor spiritual warfare, en ek dink jy almal is opgewasse vir spiritual warfare. Almal is nie toegerus, almal is nie gereed om te fight nie. En die vraag wat ek jou wil vra is, het jy al ooit gevoel om op te gee in jou healing proses? Ja, omdat dit veral, jy noem, omdat dit al ook 'n spiritual war is. Ek het baie gevoel om op te gee, baie keer. Ek bedoel, soos ek gesê het, jy is nou weer ou pyn wat jy moet wakker gaan maak, is ou goed wat jy moet uitgrawe, en dit is nie lekker nie. As jy nou voel, dalk jy dink in jou mind, dink jy het healing gekry, maar eintlik het jy dit onder die mat gevee,
Nou dink jy het healing gekry en nou gaan jy aan en dinge is vir jou okay. Yes. As jy soos wat dit moet wees, maar dis okay, jy het adapt eintlik. Jy moet nou daai persoonlikheid aangeneem. So nou voel jy moet nou deel met die ding, jy moet nou oopmaak, soos weer seer wat jy basies gaan oopkrap om te herleef. So dit is nie 'n lekker storie nie. En dan by dit ook kom vergifnis ook in. Om te vergewe is net so 'n moeilike storie, want jy moet nou die persoon kan volkome vergewe. Jy moet kan ek wil amper sê, jy moet dan op 'n punt kan kom waar jy van jou pyn kan praat sonder dat dit jou beheer. En om daar te kom is 'n moeilike storie. So baie keer is dit vir jou beter voel dit vir jou beter om te draai of om op te gee as wat jy deur die proses gaan. Jy deel liewer met jou pyn as wat jy nog pyn ervaar om oor dit te kom, as ek dit so kan stel. Ek hoor heeltemal wat jy sê. Soos as amper jy sê, dan sit ek liewer met dit as wat ek deur. En dit laat my dink, en ons gaan nie daaroor praat, maar dit laat my dink wanneer addicts na restaurasie toe gaan. Jy weet, wanneer hulle begin na rehabilitasie toe, die punt van rehabilitasie toe kom, dan kom hulle in 'n sekere stage waar hulle detox. En die detox gedeelte is gewoonlik, daai is amper soos in the valley of decision. Jy weet, as waar jy ek het sien die kans om hierdie demons te face nie, want hulle letterlik encounter hulle. Ek het al gehoor by ouens wat deur dit gegaan het, dat die detox is swaarder as wat jy wil amper sê vry word. Want nou gaan jou liggaam deur daai onttrekking en jou liggaam skree en is daai, jy weet, van daar's 'n patroon wat in jou brein soos 'n voetpaadjie wat nou al in jou brein is. So jou liggaam soek daai ding en aan die een kant het jy 'n decision gemaak, ek gaan nie meer nie. En nou gaan jou liggaam so as daai stryd, as is daai war wat nou aan die gang is. En baie kan nie oor daai punt kom nie. Baie kan nie deur daai vallei kom nie, want dit is die moeilike. En dit klink my amper iets soos dit. Nog iets wat ek wil aanhaal in jou boek waar jy sê, what is buried alive never dies. It simply awaits to resurface and that multiply. Ja, dis presies wat 'n wond doen wat nie geheel is nie. As jy fisies na 'n wond gaan kyk en jy plak hom net toe, maar jy treat hom en jy maak hom nie skoon nie, gaan daar mos nou ander goggaatjies begin groei. Daar gaan ander goedjies inkom. En die wond soos wat dit is, gaan nie heel nie, hy gaan erger word as jy hom net toesmeer, as jy hom net toehou die hele tyd. So dit is regtig iets wat jy moet deur hy pyn moet jy nog steeds, en soos persoon nou verduidelik het van die detox, dit is so, jou liggaam ervaar weer pyn, en baie keer ek kan nou net uit 'n dwelmse oogpunt uit praat, maar 'n simpel ding soos koffie, as jy wil ontslaa van koffie, jou kop pyn so, jy wil net vir jou nog 'n koppie koffie gaan maak. En baie keer dan, as jy by ek het 'n vriendin wat sukkel om oor koffie te kom, dan gaan maak sy maar liewer vir weer nog 'n koffie. So ons gaan vandag met die koffiedrinkers bid. Ons bid vir die koffiedrinkers vandag. Maar dis presies dit as ek nou 'n eenvoudige voorbeeld moet maak. En dan gaan jy liewer en jy gaan drink maar liewer die koffie, want net om hierdie... Jy voel hem deur dit te gaan. Verstaan, en dit is hoe pyn baie keer is. Jy gaan om liewerste weer net bietjie weg. As jy gaan nie met dit wil deel, ek kan onthou toe ek my ma moes vergewe. En dit was by my sussie se troue, ons was nog by my sussie se troue. Toe as ek nog by, ek kan nie waar gefeis het nie, ek kan nie eens na kant toe gekyk het nie. En daai selfde dag het sy vir my gesê, ons moet begin regmaak. Onthou my ma ken nie die Here nie, ek ken die Here. En sy sê vir my, ons moet begin regmaak. En ek sê vir haar, nee, ons maar eers moet sit en die storie uitpraat. Dit is waar die vyand ons wil hou. Ek was nog in 'n ding van, ek gaan
Gaan nie so maklik. Het gaan nie so maklik dat ons sommer net kom aanbeweeg nie. Ons gaan deur dit werk. Maar aan die ander kant is dit nodig om deur dit te werk, want of ek het dit so gesê, want ek wil dit nie weer ervaar. As ek vergewe, wil ek dit oor en verby. Ek wil hê ons moet weer terug gaan. Maar aan die ander kant kon die vyand dit ook eintlik misbruik as ons het die hard way. Vir haar was het die hard way, van sy het nie die courage om te gaan sit en te. Maar pastoor, soos ek kan sê, healing is 'n regtig, is 'n tawwe storie, is 'n seer storie, maar dit is regtig nodig. En regtig die Here kan nie inbeweeg as ons dit self wil hê nie. En soos pastoor gesê het, die voorbeeld van die addiction. So die challenge is dat dit is challenging om oor dit te communiceren. Maar dan moet jy, as jy regtig wil, of ware healing wil kry, moet jy deur dit kan druk. Jy moet deur die pyn weer gaan, om aan die ander kant uit te kom. So jy moet jou deurdruk is jou fight. Jou deurdruk is waar hy sê, die vyand gaan my nie meer beheer nie. Tot jy by 'n punt kom waar jy oor jou pyn kan praat en dat jou nie kan beheer nie. So ek kom by 'n plek, ek kan onthou in my vroeër jare, toe ek toch jong, pas by die Here gekom het, in die kerk, het laat ons so gesê, jy moet nog getuig, jy storie moet jy gee, maar dan was het altyd so, ek het altyd die question gehad, van hoe praat ek oor my storie, hoe deel ek met die mense waardoor ek gegaan het, ek gaan het nie kan recht kry nie, ek gaan nie daar staan en huil, want ek ken myself, vir baie jare het ek gecommunikeer met trane, ek kon nooit gesê dat hoe ek voel, of wat ek wil hê in lewe, ek het net gehuil. Trane was basis my taal. So, as ek moes gaan getuig het, in die stand waar ek is, dan sou my getuienis niks beteken het nie. Maar, wanneer jy by 'n punt kan kom, en God wil hê ons moet by die punt kom, waar ons kan praat, oor waar ons was, sonder dat die emosie ons, sonder dat die emosie ons beheer. Yes, wow. En dan weet jy, nee, die Here het die werk gedoen. En, Megan, het was so lekker om met jou te gesels. Ons het nie soseer jou boek promote, ons het regtig jou storie gehoor. Die boek is 'n tool. Dis hoe ek het sien. En ek glo jy sien dit ook so. En ek wil regtig weer vir ons mense sê. Ek wil by die einde se kant toe gaan waar ek wil van mense sit en hy vra en hy wonder. Nou ons het dalk nie al jou vrae beantwoord. Ons sal dit nooit op die program in een slag kan doen nie. Maar daar's maniere en ek gaan jou help. Jy kan die boek kry, jy kan met Megan connect, jy kan met my connect en ons kan met jou op pad stap. Ons kan jou vrae beantwoord waar ons kan, want ons beantwoord dalk nie al jou vrae hier. Maar kom ons kom terug na die plek van warfare. Hoe gaan jy warfare? En ek het vir ons mense eenvoudige stappe om in hierdie warfare wat jy nou verkeer, om deur te breek en deur te gaan as 'n oorwinnaar, om aan die wenkant uit te kom. En nommer 1 is, it is not good for you to be alone. Die eerste ding wat jy moet verstaan, die Here het aan die begin gesê, it's not good for men to be alone. Man means woman and man. Het is nie goed dat jy alleen is nie. En ek weet baie van ons, jy het net besluit, ek hou nie van mense nie, ek is maar alleen persoon, ek hou van my eie ding doen, maar as jy eintlik dit nie, ons het nou die persoonlikheid, soms het dit 'n persoonlikheid geword, ons pyn het ons persoonlikheid geword, ons seer, maar is nie goed dat jy alleen is nie. Kry vir jou, soek vir jou, bid, vra die Here vir 'n gesonde plek van fellowship. Daar's mense wat kan relate, as mense wat God toegerus het om jou te kan help. Dis die eerste stap. Ek wil nie sê die eerste stap nie, maar dis een van die maniere wat jou gaan help. En natuurlik, ons kan dit nie doen sonder Jesus Christus nie. Ons het die Here nodig every step of the way. Jy kan jou nie self genees nie. Jy kan jou nie self reg kry en reg ruk nie. Jy het 'n redder nodig, jy het 'n geneesheer nodig. En ons wil graag vandag, jy kan gerus gebruik familie in hierdie warfare wat jy vandag in staan. Megan, ek wil graag ons moet bid vir mense. Ons gaan jou seker weer volgende jaar sien, moontlik op jou eie program. Maar dit was regtig goed om saam met jou te gesels. Maar ek wil regtig vra,
dat ons net 'n tydjie moet maak, dat ons vir ons mense bid. Dis December, Januarie tyd, right? Sommige mense kyk dit miskien nog in December, ander kyk dit nou in Januarie, omdat ons weet die program is ook op YouTube. Maar jy kan die jaar, kan jy goed begin. And we want to pray you through vir 2026. As jy gereed, Megan, ons gaan bid vir ons mense. Ons bid vir ons mense, pastoor. Right, ons bid uit 'n plek uit van, ons het oorwin, en ons het die oorwinning. En gaan jy vir ons bid? Ek kan ook bid, jy kan 'n gebed doen, ek doen 'n gebed. Ons kan sommer lekker bid so met jou hart uit. Bid vir genesing, bid vir bevryding, bid vir redding. Amen. Prys die Here. Skakel lekker in familie. Ons gaan saam met jou bid. Hou iemand se hand vas en kom ons maak hierdie net 'n tyd, 'n oomblik van gebed. Amen. Amen. Vader, ek dank U vir 'n oomblik soos hierdie waar ons kan kom in U teenwoordigheid, Here, net soos ons is, Here, gebroken, stikkend, maak nie saak hoe ons lyk nie, Here. In U teenwoordigheid is ons altyd welkom. En Here, ek wil net hierdie oomblik neem om dankie te sê, Here, dat U ons aanvaar net soos ons is, Here. Dat Here, ten spyte van hoe ons lewe lyk en ten spyte van waar ons kom, Here, Vader, daar nog steeds, Here, Vader, by U aanvaarding is, Here. Dankie, Here, dat U ons liefhet net soos wat ons is, Here. Dankie dat U nog steeds 'n plan vir ons lewe het, Here Vader. Here, ek wil hierdie geleentheid gebruik, Here Vader, om vir 'n luisteraar te bid, Here Vader. Here, iemand wat ingeskakel is, wat seer het, Here Vader. Iemand wat voel, Here Vader, ek weet nie meer wat ek kan doen, Here. Ek wil bid vir daardie persoon, Here Vader, dat U 'n rigting sal wys, Here Vader. Here, dat U 'n uitkoms sal wys, Here. Here, ek bid vir hoop, Here Vader. Ek bid, Here Vader, dat U in so 'n hart sal werk, Here Vader. Dat daardie persoon sal weet, Here Vader, dat genesing vir hom of haar ook is, Here Vader. Ek bid vir 'n uitkoms in die naam van Jesus, Here. En in hierdie seisoen waarin ons is, Here Vader, terwyl mense lekker het daar buite, Here Vader, terwyl mense geniet iets waaroor dit nie regtig gaan nie, Here Vader. En ander dalk sit, Here Vader, in 'n situasie waar hulle voel, maar Here, hoekom nie ek nie, Here? Hoekom moet ek hier sit in my eenheid, Here? Ek bid, Here Vader, dat so 'n persoon die moed sal skep om op te staan, Here. Daar is 'n kerk daar buite, Here. Daar is 'n vriend daar buite, Here, na wie hulle kan gaan en kan nader, Here. Iemand wat bereid is om 'n pad saam met hulle te stap, Here Vader. En we kom bid, Here Vader, dat U wil in elke siel wat ingeskakel is, sy lewe sal werk, Here Vader. En we kom bid, Here, dat elke plan van die vyand, Here, U werk nie sal keer nie, Here Vader, maar dat mense sal sien, Here, dat U die ware lig in hierdie seisoen is, Here Vader. Ek bid vir uitkoms, ek bid vir oplossings, Here. Ek bid, Here Vader, dat U 'n volk sal oprig, Here Vader. Ek bid vir kinders wat in huise sit, Here, waar dit dalk nie lekker gaan, Here, waar die atmosfeer dalk nie so lekker is nie, Here Vader. Ek bid vir so 'n kind, Here Vader. Here, dat U selfs daai kind sal gebruik as 'n lig in daardie woning, Here Vader. Ons weet geen ding is by U onmoontlik nie, Here. En ek weet, Here, U kan 'n werk doen, Here, ver bo wat ons dink of ver bo wat ons verwag, Here. En ons vertrou, Here, dat U 'n goeie werk sal doen in Jesus naam. Amen. Amen, amen. En Vader, ons dank U, Here, vir U liefde wat groot is en U liefde wat wonderbaar is. Reg nou, Here, as iemand wat ingeskakel is, wat nie liefde ken nie, wat na liefde smag, reg nou bid ek dat die liefde van God aan daardie persoon geopenbaar sal word. Nou in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Wow. What a heartfelt prayer. Dankie, Megan. Jy het ons regtig gebless en ons sien regtig uit dat hierdie boek sal plekke bereik. Hy sal op lesenaars beland. Hy sal in mense se op bedkassies beland en dat die Here dit sal gebruik as 'n instrument tot genesing van baie siele. Amen. Family, jy is geseën. Bly geseën tot volgende keer. Amen.